Baie welkom by nog 'n uitsending van ons. Ek nooi u om hartlik saam te luister vir die volgende 30 minute. Ja, ons is al reeds in Februarie. Dit is Dinsdag, die 3 Februarie 2026. Ons uitsendings handel oor die briewe wat Paulus aan gemeentes geskryf het en ons kyk na sy spesifieke briewe. Ons het reeds 'n inleiding gehad daaroor, ons het reeds gekyk na die brief aan die Romeine en vandag kyk ons ook na die briewe aan die Korintiërs. So wees rustig en geniet dit dan ook saam met my. Tydens sy tweede sendingreis in omtrent 51 na Christus beweeg Paulus vanaf Athene na Korinte. Gedurende die volgende 18 maande stig en vestig Paulus 'n plaaslike kerk in Korinte, Handelinge 18 vers 1 tot 11. Die stad Korinte is 'n landbrug wat Noord- en Suid-Griekeland met mekaar verbind. Dit lok handel, welvaart, reisigers, maar ook immoraliteit. Korinte was bekend vir haar heidense godsdienste en gepaardgaande ontuchtige praktyke. As ons Paulus se woorde oor Korinte moes opsom, sou hy heel waarskynlik die volgende gesê het oor Korinte. Korinte was die New York, Los Angeles en Las Vegas van die antieke wêreld. Ons kyk na die agtergrond, die oorspronklike gehoor en die datum. 'n Skrywer meen dat die apostel Paulus was baie diep geraak deur die minagtende onverskilligheid wat hy in Athene teëgekom het. Handelinge 17 vers 15 tot 34. Dit kon veroorsaak het dat Paulus sy hele apologetiese prosedure heroorweeg het. In Korinte kom Paulus in swakheid en in vrees en in veel bewing, Handelinge 18:1, en sy prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. 1 Korintiërs 2 vers 3 tot 5. 1 en 2 Korintiërs is briewe met 'n interessante geskiedenis. Tydens sy derde sendingreis in omtrent 53 tot 56 na Christus gebruik Paulus die stad Efese as 'n basis vir sendingbedrywighede. Terwyl hy in Efese was, hoor Paulus van onsedelikheid in die kerk in Korinte. Hy het aan hulle geskryf, maar ons het nie hierdie brief nie. 1 Korintiërs 5 vers 9. Toe skryf die Korintiërs terug en vra vir Paulus verskeie vrae. As gevolg van skeuring in die gemeente, 1 Korintiërs 1, 10 tot 12, en om hulle vrae te beantwoord, dan vergelyk ons hier 1 Korintiërs 7, 1, 8, 1, 11 vers 2, 12 vers 1, 15, 1 en 16 vers 1 en 17. Hierdie is 'n samevatting en opsomming wat ons vandag as 1 Korintiërs ken. Hierdie brief is in 45 tot 55 na Christus geskryf. Paulus het dit dan ook in Efese geskryf en vandaar na Korinte gestuur. Wat het toe gebeur? Alhoewel sommige probleme waarna 1 Korintiërs verwys aangespreek is, as ons vergelyk 2 Korintiërs 2, 5 tot 11, het ander probleme voortgeduur, veral aanvalle op Paulus se apostoliese gesag en bediening. Vergelyk dan ook hier 2 Korintiërs 10 vers 1 tot 13 vers 10. Paulus het Efese toe kortliks verlaat en na Korinte gegaan vir 'n droewige besoek. 2 Korintiërs 1 15, 2 vers 1, 12 vers 14 en 13 vers 1 tot 2. Terug in Efese skryf Paulus 'n derde brief aan die Korintiërs en stuur dit met Titus en nog 'n broer. 2 Korintiërs 2, 3 tot 4, 7 vers 6 tot 8 en 12 vers 18. Hierdie ernstige brief is egter, soos ook die heel eerste brief wat aan die Korintiërs geskryf is, verlore.
Duidelik wou God nie hierdie 2 verlore briewe in die Bybelse kanon hê nie. Terwyl Paulus nog in Efese was, het 'n opstand van silversmede ontstaan en Paulus het na Macedonië gevlug en uiteindelik in Troas beland, Handelinge 19 vers 23 tot 20 vers 1. Paulus was bekommerd oor Titus, 2 Korintiërs 2, 12 tot 13. Maar toe hulle weer ontmoet, het Titus vir Paulus 'n bemoedigende verslag gegee, 2 Korintiërs 7 vers 6 tot 16. Vanuit Macedonië skryf Paulus die brief wat ons as 2 Korintiërs ken. Dit is opgevolg deur Paulus se 3de besoek aan Korintiërs gedurende die winter van 56 tot 57 na Christus. Die struktuur. Die struktuur van 1 Korintiërs word tot 'n mate bepaal deur onenigheid, 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 12, en vra wat die gelowiges in Korinte vir Paulus gevra het oor onderwerpe soos die huwelik, hoofstuk 7, Christelike vryheid, ook met betrekking tot heidense godsdienste, hoofstuk 8 vers 1 tot 11 vers 1. Dan was daar ook onderwerpe soos Christelike aanbidding, 11 vers 2 tot 14 en vers 40. Raad oor die opstanding, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 58 en insameling vir die armes is ook gevra, hoofstuk 16 vers 1 tot 4. Hier volg 'n uiteensetting vir 1 Korintiërs, die boek 1 Korintiërs. Inleiding, hoofstuk 1 vers 1 tot 9. Verdeeldheid in die kerk, hoofstuk 1 vers 10 tot 4 vers 21. Wanorde in die kerk, hoofstuk 5 vers 1 tot 6 vers 20. Vra vir Paulus gevra, hoofstuk 7 vers 1 tot 16 vers 12. En dan die slot, hoofstuk 16 vers 13 tot 24. 2 Korintiërs kan so ingedeel word. Inleiding, hoofstuk 1 vers 1 tot 11. 'n verdediging van Paulus se apostoliese bediening, hoofstuk 1 vers 12 tot 7 vers 16. Insameling vir die arme heiliges in Jerusalem, hoofstuk 8 vers 1 tot hoofstuk 9 vers 15. 'n verdediging van Paulus se apostoliese gesag, hoofstuk 10 vers 1 tot 13 vers 10 en dan die slot, hoofstuk 13 vers 11 tot 14. Inhouding en gevolgtrekking, waaroor gaan hierdie 2 briewe? 1 Korintiërs is geskryf om 'n posisionele heiligmaking prakties te maak, om die Korintiërs te leer wat dit beteken om geestelik te wees, of om lering te verskaf oor die kruis en sy sosiale toepassing. Miskien soos die geval ook vandag is of was die gelowiges in Korinte trots, selfgesentreerd en maklik deur die gees van hierdie wêreld beïnvloed. Die Korintiërs was maklik beïndruk deur eksterne eienskappe soos welsprekendheid en voortreffelike menslike wysheid, 1 Korintiërs 2, en skouspelagtige gawes soos tale, 1 Korintiërs 12 tot 14. Hulle het nie deur die geloof gewandel nie, maar eerder na wat hulle kon sien, 2 Korintiërs 5 vers 7. Hoewel hierdie gelowiges vleeslik was, 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3, en nie ten volle voor die kruis van Christus en God se gesag gebuig het nie, is God steeds lief vir hulle. Elke probleem word met 'n geestelike beginsel aangespreek, eerder as deur 'n sielkundige salwie. Vir verdeeldheid word geestelike volwassenheid aanbeveel, hoofstuk 3 vers 1 tot 9. Vir hoerery word kerklike tug aanbeveel, totdat die oortreder berou toon en dan herstel kan word, hoofstuk 5 vers 1 tot 5. Vir hofgedinge word arbitrasie binne die Christelike gemeenskap aanbeveel, hoofstuk 6 vers 1 tot 6, en so gaan dit aan.
Dit is in 1 Korintiërs dat ons 'n uiteensetting van die geestelike gawes vind met die hoofstuk oor liefde tussenin, hoofstuk 12 vers 1 tot hoofstuk 14 vers 40. Ons vind in hierdie boek die lering oor die opstanding as ook ander unieke skrifgedeeltes. In 2 Korintiërs verdedig Paulus die egtheid van sy apostoliese boodskap en bediening. Of Paulus se vyande ongelowiges of misleidende gelowiges was, in ieder geval het hulle verwoesting in Korinthe gesaai. Paulus se persoonlike en informele reaksie hierop toon sy pastoorhart vir sy rustelose kudde. 2 Korintiërs 2 vers 4, 6 vers 11 tot 12. Beide briewe wys egter bo alles God se liefde vir die gelowiges, of hulle nou in Korinthe, New York, Los Angeles of selfs in Las Vegas is. Lees gerus 1 Korintiërs 13 oor die liefde. Kom ons reis verder. Ons stap uit Korinthe na Galasië. Die brief aan die Galasiërs. Die brief aan die Galasiërs is deur Paulus geskryf aan Christelike gemeentes in Galasië wat deur sy eie sendingwerk tot stand gekom het. Die rede vir die skryf van die brief is die feit dat hy die ontstellende nuus verneem het dat dwaalleraars besig was om 'n valse leer in daardie gemeentes te verkondig. Die dwaalleraars was waarskynlik die Joodse Christene wat sterk bande met die kerk in Jerusalem gehad het. Hulle het hulle self as Christene beskou en het ook in Christus geglo, maar het geredeneer dat blote geloof in hom nie genoeg was om deel van God se volk te word nie. Daarom het hulle aan die Christene in Galasië verkondig dat daar nog bykomende vereistes was waaraan hulle moes voldoen voordat hulle deel van God se volk kon word. So byvoorbeeld het hulle van die gelowiges in Galasië verwag om hulle te laat besny, Galasië 5 vers 2 tot 3, en om die Joodse feeskalender stiptelik na te kom, Galasiërs 4 vers 10. Vir Paulus was die slegte nuus dat baie van die gelowiges blykbaar besig was om hierdie verdraaide leer te aanvaar, as ons vergelyk Galasiërs 1 vers 6. Om hierdie rede skryf hy 'n brief aan die gelowiges in Galasië, waarin hy sy absolute bes doen om hulle te probeer oortuig om nie te swig voor die valse leer wat daar verkondig word nie. In sy brief probeer hy die hele tyd om die valse leer te ontmasker en verduidelik hy aan hulle dat dit wat hy aan hulle verkondig het, die ware evangelie is, omdat dit van God afkom. Die eerste lesers van Galasiërs. Kenners is ongelukkig nie vandag meer presies seker na watter gebied Paulus verwys as hy in 1 vers 2 van Galasië praat nie. Dit kan na een van twee gebiede verwys. Dit kon verwys na die landstreek in die hart van Klein-Asië, oftewel dan die meer noordelike dele van Klein-Asië. Andersins kan dit verwys na die Romeinse provinsie met die naam Galasië, wat in 25 na Christus tot stand gekom het en nie net bestaan het uit bogenoemde gedeelte nie, maar ook meer suidelike gebiede soos Frigië, Lykaonië en Pisidië ingesluit het. Galasiër-kenners kan ongelukkig nie met absolute sekerheid bepaal na watter een van hierdie twee gebiede Paulus verwys as hy van Galasië praat nie. As Paulus na die Romeinse provinsie verwys, die mees waarskynlikste keuse, beteken dit dat hy die gemeentes tydens sy eerste sendingreis, ongeveer 46 tot 48 na Christus, gestig het en dat hy dan hierdie brief vanuit Korinthe tussen 50 en 52 na Christus geskryf het. As hy egter na die landstreek verwys, beteken dit dat die brief in Efese geskryf is tussen 52 en 55 na Christus. Die eerste lesers van Galasiërs was nie Jode gewees nie, heel waarskynlik Kelte. Voor hulle Christene geword het, was hulle heidene. Paulus verwys na daardie tyd in hulle lewe
as die tyd toe hulle nog geestelik onmondig was, hoofstuk 4 vers 3. Slawe van wettiese godsdienstige reëls was, hoofstuk 4 vers 3. En niks werd afgode gedien het, hoofstuk 4 vers 8. Om tot die Christendom te bekeer, word vir hulle 'n wonderlike ervaring, as ons vergelyk Galasiërs 4 vers 13 tot 4 vers 15. Juist daarom was Paulus so bekommerd oor die feit dat hulle nou besig was om alles in gevaar te stel. Die hoofdele van die brief. Galasiërs bestaan uit 3 groot dele met nog 'n kort inleiding voor en 'n slot agteraan. In die inleiding, hoofstuk 1 vers 1 tot 10, begin Paulus sy brief op die tradisionele manier. Hy sê van wie af die brief kom, aan wie hy skrywe en groet hulle met 'n seëngroet. Daarna sê hy hoekom hy die brief aan die gelowiges in Galasiërs skrywe. Hy wil hulle oortuig dat hulle besig is om 'n valse evangelie te aanvaar en hulle terugbring na die ware evangelie. In die eerste groot deel, hoofstuk 1 vers 11 tot 2 vers 21, gee hy 'n oorsig van gebeure uit sy lewe. Hy vertel dit egter beslis nie bloot vir die interessantheid nie. Hy wil op hierdie manier bewys dat die evangelie, soos wat hy dit verkondig, reg is en God se goedkeuring dra. Daarom mag die Galasiërs nie swig voor die valse leer wat in Galasië verkondig word nie. In die tweede groot gedeelte, hoofstuk 3 vers 1 tot 5, vers 12, praat hy eintlik oor presies dieselfde saak. Nou gebruik hy egter ander benadering. Hy vertel nie meer sy eie lewensgeskiedenis nie, maar gebruik 'n aantal teologiese argumente om te bewys dat 'n mens nie jou verlossing kan verdien nie, maar dat God dit genadiglik skenk aan die wat in Jesus glo. In die derde groot gedeelte, Galasiërs 5, vers 13 tot 6 vers 10, kom Paulus by 'n volgende saak uit, naamlik, hoe behoort iemand wat in Jesus glo se lewe in die praktyk te lyk? In Galasiërs 6 vers 11 tot 18 volg die slot van die Galasiërs. Paulus skryf 'n paar laaste gedagtes neer en sluit dan af met 'n seëngroet. Ons reis verder. Die brief van Paulus aan die Efesiërs. Efese was 'n hawestad aan die westelike kusgebied van Klein-Asië, geleë in die Romeinse provinsie Asië. Die gemeente aldaar is gestig aan die einde van die tweede sendingreis van Paulus, Handelinge 18, vers 19. Tydens die derde sendingreis het Paulus ongeveer 2 jaar lank daar gewerk. Tog is daar sterk twyfel of hierdie brief oorspronklik spesifiek aan hierdie gemeente gerig was. Meeste van die oudste manuskripte van die brief laat die woorde in Efese in 1 vers 1 weg, sodat ons volgens hulle hier 'n ongeadresseerde brief van Paulus het, wat slegs in die algemeen gerig is aan die wat heiliges en gelowiges is. Ons het hier waarskynlik 'n omsendbrief aan die gemeente van Klein-Asië wat oorspronklik eerste aan Efese gestuur is. Die inhoud en die tema. Die sleutelvraag wat uitdrukking gee aan die sentrale inhoud van hierdie brief vind ons aan die einde van die eerste hoofstuk met sy loflied karakter. Ons lees Efesiërs 1 vers 22 tot 23 en hy, God die Vader, het alle dinge onder sy voete, Christus sin, onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente, die kerk gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. In hierdie brief word dus gehandel oor die kerk en Christus onder die beeld van liggaam en hoof. Die kerk word dan van begin tot einde gesien nie as 'n menslike instelling of vereniging nie, maar as die skepingswerk van God in en deur Jesus Christus. Die kerk het sy oorsprong by God in Christus, word byeengebring deur Christus, vind sy eenheid in Christus, word geregeer deur Christus
En daarom moet die gelowiges, die kerk, hulle hele lewe in alle fasette laat bepaal deur Jesus en sy koningswoord. Die tema is dus, die kerk as liggaam van Christus, die hoof. Die betekenis van die brief. Efesiërs bied vir ons die volledigste prent van wat die kerk prinsipieel of in beginsel is en van hoe die kerk in die praktyk moet wees. Die kerk is nie 'n gebou waarin saamgekom word nie, is nie die predikant en kerkraad nie, maar is die gelowiges in die kerk. Die kerk is nie 'n menslike vereniging, 'n genootskap van vrome mense wat hulle bymekaar voeg omdat hulle God wil dien nie, maar is die skepingswerk van Jesus Christus, sy liggaam wat hy self saamstel deur uitverkiesing, deur roeping tot bekering, deur die gawe van die geloof wat sy Gees ons skenk. As jy vandag hier luister, is jy die kerk van Jesus Christus. As liggaam van Christus moet die kerk een wees. Christus het tog nie baie liggame nie. Die verdeeldheid van die kerk is die gevolg van menslike ongehoorsaamheid en sonde. Efesiërs roep ons op tot eenheid rondom die waarheid van God se woord. Efesiërs 1 bied een van die belangrikste en duidelikste uiteensettings van die leer van die uitverkiesing. Dit is nie mense wat eers besluit om God te dien nie, maar in sy groot liefde en goedheid het God van ewigheid af besluit om vir hom 'n kerk, 'n uitverkore aantal kinders te red deur sy seun Jesus. Die gebed van Paulus in Efesiërs 3, dat die gelowiges in wie die Heilige Gees reeds woon, ook vervul mag word, volmag word van die Heilige Gees, is seker van die rykste gebede wat 'n gelowige kan bid. Efesiërs bied ook belangrike skriffeite in verband met gesagsverhouding. Hoofstuk 5, vers 22 tot hoofstuk 6, vers 9. Kom ons lees net enkele gedeeltes uit die briewe waarna ons vandag gekyk het. Ons begin by 1 Korintiërs, hoe dan nou anders? 1 Korintiërs, hoofstuk 13, die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Hoor gou, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, die liefde glo alles, die liefde hoop alles, die liefde verdra alles. Vers 8. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Vers 12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is.
Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Die brief van die Galasiërs, Galasiërs 5, vanaf vers 16. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie 2 staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyk van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Vers 22. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Ons sluit af met 'n gedeelte uit Efesiërs 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Dit is vers 1. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hier is 'n interessante Griekse woord wat hier gebruik word vir al die seëninge. Dis die woord pneumatikos, wat beteken alles wat in hemelse plekke is myne en joune. Die Here gee dit vir ons. Hy seën ons daarmee. Ons ontvang dit net in die naam van Jesus Christus en deur Jesus. Ja, amen. Ons lees verder, Efesiërs 1 vers 4, hoor gou. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Voordat God die aarde, die hemel en alles geskaap het, het hy ons reeds in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Vers 5, dis amazing. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde, in Jesus Christus vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Ja, amen. Volgende week reis ons verder deur die briewe van Paulus. Dit was wonderlik om weer saam met u te kyk na wat die woord van die Here vir ons sê, spesifiek rondom die briewe van Paulus. Ontvang die priesterlike seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Tot volgende keer. Ja, amen.